Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons praat met iets so belangrik, of 'n onderwerp wat so belangrik is. Ons gesels oor Rock of Hope. Nou, dis die bekende plek van veiligheid en ons praat met die eienaars vandag. Ons praat met Wouter en Minkie Prozeski daaroor. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Dankie dat jy kan wees. Groot plesier. Dit is baie belangrik dat ons hieroor praat en die verskil wat julle maak. En vir mense wat steeds nie weet wie of wat Rock of Hope is nie, vertel ons dalk 'n bietjie meer daaroor. Goed, so ons is 'n plek van veiligheid vir babatjies en kinders wat weggevat is deur die welstand of weggegooi is of deur baie slegte omstandighede by ons uitgekom het. En dan kyk ons na hulle soos ons eie totdat hulle nou gaan vir pleegsorg of 'n aanneming. Party gaan terug na die families toe. Maar intussen het ons hulle lief en kyk ons na hulle soos ons eie. Sjoe, waar kom die kinders vandaan? Mense al stories, mense hoor die stories van baba bokse, mense hoor die stories van plasings en dis meer, maar waar kom die kinders vandaan na wie julle ons het 'n baba boks waar ons al die afgelope 3 jaar het ons al 8 babatjies deur dit gekry. Sjoe. En dan is dit maar die polisie wat kinders verwyder of die maatskaplike werkers en dan ook kindertjies wat agtergelaat word in die hospitale kom na ons toe. Wow, agtergelaat word. Hoekom wou julle hierdie doen? Weet jy, kyk, dit is nie ons plan gewees om nooit weer te slaap en 80 bottels 'n dag te maak en 40 doeke 'n dag te ruil nie. Maar die Here het 'n profesie vir ons gegee deur 'n vrou by ons kerk wat sy na my toe gekom het en gesê het, I see you in a minivan full of children. It's not your own children, but you will love them as your own. And I, the Holy One, will provide for you. So ja, dan moet jy step up en doen wat die Here van jou verwag. En ja, so dit het begin het al in 2011 en sedertdien het ons al 312 babas en kinders deur ons huis gehad tot vandag toe. Fantasties. Wat is van julle grootste uitdagings? Ja, die groot ding wat ons nou mee besig is ons poog om genoeg doeke in te samel vir 'n jaar sodat ons nie die res van die jaar wil mense moet vra om doeke te kry nie. So dit is waarmee ons tans besig is, maar jy weet dis maar die normale goed wat enige iemand in 'n huishouding het. Ons het net baie keer meer as wat 'n normale huishouding nodig het. Wouter, dis maar interessant, jy sê doeke. Jy sê nie duur speelgoed of 'n pram van R5000. Jy sê die behoeftes is doeke en dis die basiese goed. Daar's het seker deur die jare soveel wonderwerke gebeur by julle. Soveel dinge wat julle nie verstaan hoe dit werk nie. Net dankbaar kan wees daarvoor. Ja, nee, kyk, daar is baie veral met die kinders, weet kindertjies wat by ons inkom. Daar was 'n baba, hy was bekend as Baba M in die media. Dit 'n baba wat by inkom wat so erg mishandel is dat sy femurs gebreek is en wat hulle vir ons gesê het hy sal nooit kan loop of normaal kan loop nie. En dan kyk ons na hierdie babas en ons weet mense help en fisioterapeute help en dokters help en goeie voeding en medikasie en dan is hy nou vandag 'n 6-jarige seentjie wat normaal loop en hy het in ons huis begin kruip en weet om daai wonderwerke te sien is fenomenaal en dit is dieselfde maar met die Here se voorsiening ook. Dit is net wonderlik hoe die Here vir ons voorsien en ons kan boeke skryf oor al die wonderwerke wat gebeur in ons huis. En julle moet daai boeke skryf. Ek dink dit is so belangrik dat mense bewus is. Hoe doen julle dit? Want julle sien nie die kinders, ek wil sê amper half op die laagste, want dis wanneer julle kry, dis mense wat nie die kinders wil hê nie, wat weggooi, wat mishandel. En dis wat julle kry en julle bou op, verstaan, om 'n gesonde kind of in die wêreld in te stuur. Ja. Hoe doen mense dit? Ons sê altyd ons huil 2 keer. Die eerste keer as ons hulle ontvang in die omstandighede waar hulle verwyder is en waarna hulle blootgestel is. En dan as hulle gesond is en beter is wat ons weer moet totsiens sê. Want vir daai tydperk is hulle soos ons eie kinders. En ons doen vir hulle wat enige ouer vir hulle biologiese kinders sal doen, dalk selfs meer. So dit is dan vir ons weer 'n hartseer tyd, maar dit is ook wonderlik om te sien as daai kinders na 'n permanente huis toe gaan, dat ouers hulle kan kry wat byvoorbeeld aanneem wat die kinders kon gehad nie. Daai blydskap wat daai ouers het, maak dit die moeite werd. Dis merkwaardig om te dink dis 'n lewe. Dit is 'n menselewe wat julle in 'n rigting instuur waar dit nooit sou gewees het. En dit is nie net ek en Wouter nie. Daar's 'n groot span mense. Ons het wonderlike nannies en versorgers by die huis. Ons het volonteërs wat kom help. En vir daai oomblik wat jy met daai baba in jou arms sit of met daai kind bal speel buite, voeg jy ewigheidswaarde toe in daai kind se lewe. Absoluut. En ja, ek dink dit is ons groot plan en ons groot doel
is dat daai kinders kan liefde ervaar in die tyd wat hulle in ons huis is. Minkie, julle het nie 'n staatsbegroting nie, kan 'n mens nou maar sê. Man, ons is veronderstel om dit te kry. Ja, Dit- al is ons nou veronderstel. maar nie almal Maar veronderstel van om die vir ons. 312 kinders het ons nog net 4 kinders se geld gekry wat minimaal is. So en hulle maak dit vir ons moeilik om dit te kry. So as dit nie maar vir besighede, individue is wat opstaan en sê hand opsteek en sê hoorie ons sal julle help nie, dan sal ons dit nie kan doen nie. En weet dit is vir ons nou maklik, ons maak ons huis oop vir 10 kinders maar jy is nie bereid om dit te doen nie. So dan is as jy jou pak doeke gee of jou paar rand bydra per maand of dalk wil jy 'n miljoen rand skenk of wat die geval ook al is, dan maak jy op 'n ander manier 'n verskil in 'n kind se lewe. Hoe lank vat dit as 'n kind by julle is? Jy praat nou van daai liefde wat jy wil gee en ek dink hierdie liefde vir ander gedrag ook. Die kinders wat jy by kry, verstaan ek neem aan want ek weet nie, moet seker maar 'n bietjie tentative wees. Hulle sukkel seker. Is 'n oomblik wat hulle sukkel om aan te pas of hoe lank vat hulle net om mooi te gaan? Dankie, jy kry liefde. Hoorie, kom ek sê vir ons het nou 2 dogtertjies gekry 2 weke terug wat uit ook baie slegte omstandighede gekom het en die ouers is gearresteer. So die polisie het hulle 9:15 die aand het die polisie hulle vir ons gebring. En daai 2 dogtertjies het tot vandag toe nie gehuil nie gevra vir mamma of pappa nie. Die volgende dag toe sê sy vir my, die ouer enetjie sê vir my, "Is jy nou my mammie?" Toe sê sy 'n kleerling oulike dogtertjie. So ek sê, "Ja, terwyl jy hier bly, dan is ek jou mammie." En hulle kinders is so honger vir liefde. En solank ons net dit vir hulle kan gee, dan sukkel ons nie met die aanpassing nie. Hoe kan mense julle help? Wel, op enige manier wat iemand by ons wil betrokke raak, waardeer ons. Ons is nie voorskriftelik nie. Ons waardeer elke bietjie of dit nou finansiëel is of dit net tyd is wat mense spandeer of dit doeke is of dit melk is. Dis regtig net die behoefte is so groot dat ons is dankbaar vir enigiets wat mense wil doen. So ons wil ook nie mense dwing op 'n sekere manier nie. Dis vir ons belangrik dat jy moet deel word van ons familie. Ons sê altyd jy's net vir 15 minute gas as jy daar kom, dan is jy familie. So dan moet jy jou eie koffie en tee gaan maak as jy dit wil hê. Julle het basiese goed nodig soos doeke en die smeer dis nou Madiba dag een van die dae. Julle gebruik ook sommer daai platform en daai geleentheid om deel te wees vir as iemand iets wil doen vir Madiba dag, wat kan hulle vir julle doen? Wel, ons soek nou net doeke. Ons poging is om 2000 pakke doeke in te samel vir ons en vir Rock of Joy. Dis ons ander reis. So ons trek tans, ons gisterand telie gedoen, ons trek tans op 563 doeke, pakke doeke. So ons het nog so 1400 pakke om te gaan, dan sal ons en hulle huis sal reg wees vir 'n jaar. Vir 'n jaar. Ja, so op hierdie stadium is dit nou net doeke. Ons dat ons by dit kan uitkom. Want as ons daardie behoefte vervul het, dan is dit een ding minder waar ons bekommerd hoef te wees vir die jaar. So ja, so doeke is 'n groot ding nou vir hierdie maand. Facebookblad? Ja. Wat is julle Facebookblad? Rock of Hope. Rock of Hope. Mense kan daar gaan kyk. Ja, hulle kan daar gaan kyk en ons het 'n webwerf ook. www.rockofhope.co.za. So mense kan daar ook gaan kyk en verder kan ons telefoonnommers is op Facebook, so hulle kan ons alles daar kontak ook, ja. Julle is amazing. Dankie vir die werk wat julle doen. Dankie dat julle so groot verskil maak in kinders se lewe. Verstaan, ek dink ons almal kan beter doen en baie dankie vir julle mooi harte. Nee, Ja, dankie dankie vir die Dit is 'n geleentheid. voorreg om hier te wees vandag by julle. Rock of Hope, die verskil wat hulle maak in kinders se lewens. Jy kan ook as jy doeke wil gee, ons susters radiostasie doen ook 'n dryf Groot FM. Jy kan aflaai by die ateljee of by hulle 26 Ringwood Road, hierso in Linwood in Pretoria as jy in die area is. En was wonderlik om volgende met Wouter en Binkie te praat daaroor. Bly geskakel net en ons tyd vir jou nuus.